Vanaand se kuier is by iemand wie se naam nie altyd aan die groot klok gehang word nie. Iemand wat meestal agter die skerms werk. Iemand wat die sakke sout sluk en klippe kou om groot gebeure die lig te laat sien. Noem byvoorbeeld Groedie Grotman, my vrou se man se vrou op die Waterkunstefees, revue en die lys gaan aan. Afrikaans is souwaar plesierig en die een wat omtrent woeke daarmee is akteur, skrywer, regisseur en vervaardiger Frans Swart. Die veelsidige stigter en uitvoerende hoof van die produksiereeks Lefra Produksies boer met teaterhase in sy hoed. Ek ken vir Frans al lank en het gereken is tyd om by die interessante man te gaan aanklop vir Storytyd. Geniet dit saam met my. Hy was 'n plaaskind met baie energie en inisiatief. Op skool maak hy sy onderwysers en plaaslike koerant mal, want media is in sy bloed. Dit is dus geen wonder dat promotor, vervaardiger, regisseur en akteur Frans Swart met meer as 50 jaar in die vermaaklikheidsbedryf kan spog nie. Sy Lefra Produksies sorg vir uitblinkers soos Liewe Heksie, Groedie Grotman, Vila se kind, my vrou se man se vrou om maar net 'n druppel in die emmer te noem. Daar is ook musiekfeeste soos Op die Water, Revue, Op die Land en baie ander. Vandag is dit tyd dat ek en julle die man agter al hierdie suksesverhale beter leer ken. Maak julleself reg vir 'n lekker kuier, want kyk, Frans hou van gesels. Frans, jy het al gesê daar's nie baie mense wat van jou hou nie. My groot mentor, Juffrou Aletta Gerik, het altyd gesê, solank hulle van jou praat, is jy okay. Is jy fine, ja. Want hulle praat van jou. Hulle praat van my. Ja, maar ek dink jy jok, want ek hou baie van jou. Ag, ek hou baie van jou, moet ek eerlik sê. Dankie, Frans. Weet jy, partykeer roer ek maar die pot. Die lewe is baie kort en as dit baie vervelig geraak, dan natuurlik moet mense 'n bietjie ster. Ja. Jy het so lank CV en al so lank in die bedryf. Is dit so glamorous as wat almal sê? Glad nie glamorous. Nee. Glad nie, nee. Dis maar net harde werk. Is natuurlik, dis seker die lekkerste werk wat ons almal het. Jy weet, baie mense dink mos nie ons werk nie. Ons het ook nie water en ligte rekeninge om te betaal en karpaaiemente nie. Jy kan 'n goeie lewe maak uit die Kyk net hierdie huis. Ja, Frans? Ja. Mens kan 'n goeie lewe maak uit die vermaaklikheidswese. So dis nie daai ding van jy gaan doodgaan van die honger nie. Ja. Maar jy moet bereid wees om jou gat af te werk. Absoluut. Ook onder begin in jou regtig opgewerk, maar dan persoonlik hoor ek en ek het nou met familielede ook gepraat. Hulle sê jy kan hulle nogal gedaan maak met jou lang stories. Ek het lang stories, ja, en ek het baie stories. Weet ons nie baie tyd. So ek gaan my stories kort hou vandag. Ek beloof jou. Nee, ek spot, want jy's lief vir gesels. Ek is lief vir gesels, ja. Dit is my baie lekker om te kuier. Waarvoor is jy nog lief? Ek weet, maar ek wil nou hê jy moet dit in ons ordentlike mense wat Kwela kyk, né? Ek is seker jy verwys na my liefde vir tequila. Ek hou daarvan om te onthaal, ek hou daarvan om saam met mense te kuier. Frans word as 'n plaasjapie op die plaas Gryspan buite Hoopstad groot. Hy gaan in Wesselsbron vanuit sy ouma se huisskool en woeker van kleins af met planne vir ekstra geld. Groot geword op 'n plaas naby Hoopstad. Naby Hoopstad, Gryspan. Maar jy was baie by ouma ook gewees. Ja, ons het in die dorp in Wesselsbron skool gegaan, Sandveld Sekondêre Skool. Wonderlike skool, so ek het in die week by ouma gebly. Want pa was 'n boer gewees. Hy was 'n boer. Nou moet jy vir my eerlik wees, dit moes seker vir hom ook vreemd gewees het. Hier is hierdie vreemderige, kan ek dit sê? Jy kan. Ja. wat hy sien gaan nie 'n boer word nie. Nee, ek dink hy het dit besef en ek glo dit was nogals moeilik vir hom hierdie vreemderige kind hier op die plaas. Dis eintlik al daar wat dinge, want jy het nogal konsert gehou. Ek het ergens gelees van 'n ding wat gespan is. Konsert gehou, ek het my eie gordyn gehad. En soos daar nou familiebraais of vriendebraais was, het die familie altyd gevra, maar wanneer is daar konsert? So my boetie moes nou altyd die gordyn ooptrek en hy moes die kaartjies doen. En partykeer as ek nou 'n tweede rol gesoek het, moes hy net maar instaan. Dit was vir my beheerlik om hierdie konserte te hou en dan my pa gesê, okay, dis nou genoeg.
Jy weet, nou gaan ons nou braai. Ja, gaan speel nou buite. Gaan speel nou. Gaan nou konsert gaan. En dan was ook, want vroeg alreeds het jy ook met besigheid, want daar was 'n plaaswinkel gewees. En met promosies wat jy sommer as 'n jong seentjie begin doen het op die plaas. Man, ja, ek dink ek het amper die winste daar weggegee, want vir al die Mosadis het geweet, jy kan dalk 'n lepel in jou suiker kry, of jy kan, as jy nou oor 'n paar rand kry, dan kry jy ietsie ekstra. Maar ek het toe nou ook daar 'n jaarlikse stadte kompetisie gehad. Wat 'n kompetisie? 'n stadte, jy weet die strooise wat die huiswerkers nou ingebly het. En dan ry ek nou met my fiets en ek beoordeel my hele beoordelingsding. En die kompetisie het regtig nogals aanhang gehad. Jy was ook relatief jong, staan dit 8, toe al 'n artikel van jou in die Landbouweekblad. Want ja, daar in Wesselsbron was die grootste kaasfabriek. En ek sê, hoorie, ek is van Wesselsbron en ek is 'n skrywer, nog nooit eintlik iets geskryf nie. Ja. Kan ek nie vir hulle 'n artikel doen oor hierdie kaasfabriek? En ek dink nie, hulle dink is 'n standaard 8 seun wat hulle bel nie. En dis toe nou jou artikel wat toe nou gepubliseer. Dis toe nou die artikel wat gepubliseer is. Pa's oorlede toe jy in standaard 9 was. Ja. Dit moes ook 'n vreeslike ding gewees het. Dit was 'n vreeslike ding, ja. Dit het ons nogal teruggesit, want dit is op 'n baie jong ouderdom. Hoe oud was hy? Hy was 42, 43. Waarna is hy dood, Frans? Dit was maar 'n hartaanval en ook lyk vir ons soos 'n beroerte. En toe jy met die fotografie nogal begin geldjies maak en so ook gehelp. Geldjies maak, ja. Kyk, my oupa was baie goed vir ons, maar ons is toe dorp toe getrek. Hy het toe vir my ma 'n huis gekoop in die dorp. Maar dit het maar broekskeer gegaan, jong. En sy moet skoolgeld betaal en die kleintjies moet skool toe gaan en moet aantrek en so aan en so. Ek was die dorp se fotograaf. Daarmee saam het ek toe nou 'n wonderlike redakteur ontmoet. Piet Gous was die redakteur van die Vista Koerant. En welkom, né? Welkom, Oudtshoorn, daai hele area. So ek het toe die plaaslike verteenwoordiger van die platteland geword, om dit nou so te noem. As skoolkind? As skoolkind, ja. Met finansies wat maar knyp, gryp Frans die kans om met 'n beurs onderwys aan die Vrystaatse Universiteit te gaan studeer. Dit duur egter nie lank voordat die begin van televisie hom wegrokkel van sy handboeke. En na skool toe is dit koffsies. Toe is dit koffsies. Ook nie verlang nie, né? Ook nie verlang nie, nee. Ek het toe 'n onderwysbeurs gehad. Baie dankbaar teenoor die onderwysdepartement gewees dat hulle vir my hierdie beurs gegee het. Nou, ek het toe nou met my media en koerantgoeders en fotografie, het ek maar altyd gedink ek sal in die teaterwese, in die mediawese sal ek beland. En ek het toe nou Afrikaans-Nederlands en kommunikasiekunde as hoofvakke. Ja. Dit gaan toe nou jolly goed so vir 6 maande en hier kom 'n inspekteur eendag aan en sê, hoorie, ek sien jy het nou kommunikasiekunde. Dit moes 'n foutjie gewees het. Want kommunikasiekunde is nie 'n skoolvak. En jy studeer op 'n onderwysbeurs, maar dis nie 'n probleem nie. Op daai stadium het ek Sesotho as 'n byvak. Ek is eerste jaar. Hy sê ons maak net jou hoofvakke Afrikaans, Nederlands en Sesotho. Ja, maar dis nou onderwys. Dis nou, ek gaan nou onderwys toe. Ja. Maar my kop is op 'n ander plek. Ek wil maar my graad kry. Ja. En ek dink toe, okay, tale onderwysers is nogal skaars. So ek gaan nou 'n Afrikaans onderwyser word en Sesotho onderwyser. En net op daai stadium toe adverteer die SAIK vir kameramanne. Dis nou 6 maande na Frans begin swat het. Hier kom die advertensie televisie begin in die land. Is daar nie 74, 75 daar rond. En ek doen aansoek en ek word genooi vir onderhoud. Doen die onderhoud en die ou sê wag 'n bietjie en ek wag daar so 'n bietjie en hy kom terug, hy sê jy het die job. Ek weet nie hoeveel goed het ons opgeblaas daai tyd nie, want al die handleidings was in Duits. Maar dit moes 'n wonderlike tyd ook daai tyd gewees het, nee, want dit was so die eerste van alles. Want was jy ook nie die kameraman op die eerste Haasdas nie? Op die eerste Haasdas, daar was Liewe Heksie, daar was Willie Wali. Met Willie Wali moes ons dan Auckland Park se tuine invaar en vir mense vra, hoorie, kan ons hier 'n tak leen of kan ons bietjie van jou blomme kry? En op daai stadium as jy gesê het jy's van televisie, mense gestop, jong. Ja, goeie ou dae, want dis daar waar jou en Werner Velds. En ons almal weet nou Werner Velds, die skepper, sy's wonderlike werk en 'n wonderlike vrou gewees, maar die skepper van die Heksie. Dis daar waar julle
paie ook begin Daar kruis waar het, né? ons baie gekruis het en Wynand het 'n ongelooflike rol in my lewe gespeel, want kyk tot vandag toe voer ons Liewe Heksie Liewe op. Heksie, ja. Haar laaste stuk wat sy geskryf het, Liewe Heksie en die tuindwergie, was ook vir jou gewees voor sy oorlede is. Nou elke keer as ons nou gaan tee drink, dan sê ek, hoorie, Wynand, ek soek nuwe stories. Dan sê sy, man, ek is al 20 jaar terug klaar geskryf aan Liewe Heksie. En toe, werklik toe, eendag toe bel sy my, toe sy kom drink tee daar by haar, en sy gooi toe die teks so voor my. Want hulle vra die produksiehuis wat Frans het dit gereeld opgevoer, nog steeds word die Liewe Heksies. Jy was ook kameraman op Gey Sing, daai televisieprogram. Ja, as Vrystaatse seun het ek hierdie ongelooflike verwondering vir Gey Korsten gehad. Toe begin julle saam te werk. Toe is ek nou op kameraman en ek se maar skugter hier agter my kamera kruip ek weg. En kom toe na my toe, hy stel hom toe voor. Ek is Gey Korsten. So asof ek nou nie weet wie hy is. Hy sê, wie is jy? Ek kan nie 'n woord uitkry nie. Ek kan nie my naam onthou nie. En hy het my baie jare daarna gespot. Ons het baie goeie vriende daarna geword, jare daarna. En ek het baie saam met hulle gewerk, saam met hom en Rina. En ons het nou ook daai Hildeblyk produksie aan hom. Hy's 25 jaar gelede oorlede. Ek weet dat julle ons het toe nou besluit ons doen hierdie produksie Gey Sing oor my lied. Wat is die ding van die champagne? Was hy lief vir champagne? Hy was baie lief vir champagne. Na elke vertoning dan het die hele span en almal, al die kunstenaars wat nou opgetree het in Gey, en dan het hy altyd eers 'n heildronk ingestel en vir hom was dit was sy gunsteling drankie. Ja, joviaal gewees, né? Ja. En glo as jou naam op die TV gekom het. Elke aand as sy televisie kyk en my naam kom daar, dan bel sy en sê, hoorie, ek het gesien jy het op die of daai program gewerk. Ek moet daarom sê, jy het toe nou later deur Unisa jou studies klaar gemaak. Ek het daarom klaar gemaak, ja. Maar jy het ook by die ADK, dis die Akademie vir Dramakuns. En daar was Babs Lyker en Aletta Gericke. Jy het by hulle ook klas geneem, né? Ja, kyk, my groot mentor was juffrou Aletta Gericke, is 'n ongelooflike mens. Sy het werklik die letterkunde vir my oopgesluit. Vir my was dit altyd so lekker om met haar te kon gesels en die kennis. En kyk, hulle het baanbrekkerswerk gedoen. Kyk, Susan van Wyk, natuurlik die eerste Vila se kind, sy daai teks wat ons tot vandag toe gebruik om Vila op te voer, het Susan verwerk uit die boek uit. Dis so wat ek altyd sê, Frans, die ouer garde wat ons by geleer het, wat julle by geleer het, mens kan daai mense nooit vergeet nie. Jy kan hulle nooit vergeet nie, want die kennis, wat jy weet, hulle het al die Shakespeare's het hulle vertaal daai tyd. En is die eerste keer in Afrikaans opgevoer. En eintlik die wonderwêreld van die teater vir die Afrikaner oopgesluit. Na die advertensiebreek kuier ons verder en hoor onder meer van Frans se radioloopbaan, sy liefde vir die Oosrand, die Op die Water Kunstefees en vele meer. Dit alles net hierna. Frans het ook 'n draai op die radio gemaak. In die vroeë 80's sluit hy na vele probeerslae aan as omroeper by Springbok Radio. In die middel 80's neem sy loopbaan 'n nuwe wending aan, toe hy aangestel word as direkteur van openbare betrekkinge en bemarking van Springs. Hy neem ook die stuur van die Springs Theater oor en bou dit tot een van die voorstes in die land. Jy was ook omroeper gewees. Ek was omroeper by Springbok Radio. Oom Dani Erasmus, dink hy was programbestuurder, maar ek weet ek moes 3 of 4 stemtoetse by hom kom doen. Absoluut, voor jy omroeper, daai opleiding destyds was net ongelooflik. Vanus Rautenbach het vir my eintlik geleer van uitsaai. En ek kon dit later baie goed gebruik, want ek was een van die stigterslede van Oosrand Stereo. Ek het toe daai tyd vir Vanus, het ek toe getrek na ons toe, en van ons 'n groot sukses gemaak. Frans, jy was ook hoof van die Springs Theater op 'n stadium, né? Ja, Hannes, toe nou daar van die universiteit af, toe adverteer Springs se pos hoof van openbare betrekking en bemarking. Maar so klein sinnetjie, jy's ook in beheer van die
daai het die Haai verwoed teater. Ja, want jy het regtig daai teater uitgebou tot al wat die kunstenaars het daar opgetree, né? Wat 'n wonderlike teater. Lorika daar opgetree. Ag, Steve, almal. Wonderlike tye gehad. Hy waag sy hand aan die planke en dit met rasende sukses. Mylpale soos Liewe Heksie en Vila se kind meet sy welslaa. Hy noem sy produksiemaatskappy eers Frans Swart Produksies en verander dit later na die immer bekende Lefra Produksies. Lefra raak ook bekend vir musiekkonserte soos die Afrikaanse Musiekfees, die voorloper van die talle ander feeste wat sou volg. Country Legendes, Kersfees Skouspel, die Halleluja Gospelfees en die Op die Land Musiekfees dra ook sy naam. Die Op die Water Kunstefees maak geskiedenis as die enigste kunstefees ter wêreld wat op 'n passasiersskip aangebied word. 30 jaar wat Lefra Produksies aan die gang is, met soveel sukses, Frans. Dit moet lekker wees as mens so terugdink aan die 30 jaar, né? Dis lekker, dis genade, moet ek ook sê. En dis nogal 'n spesiale iets in ons almal se harte, want dit was maar 'n droom wat 30 jaar begin het. En deur die ondersteuning van Suid-Afrika, moet ek sê, ons het al elke liewe dorpie in hierdie land gespeel, elke wonderlike grootste teater het ons gespeel. Ja, dis toneelstukke, dit is klugte, dit is musiekfeeste, dit is letterlik alles wat julle gedoen het oor die jare, né? Ons doen radio, ons doen televisie, ons doen korporatiewe werk. Ons moes net soveel eisters en soveel vuur hê om te bly voortbestaan. Jy weet, ek dink ons groot sukses is natuurlik Op die Water Kunstefees, waar ons 'n volwaardige kunstefees op die skip doen. Ek wil oor die kunstefees gesels, want daar is soveel feeste. Wat maak dat die Op die Water Kunstefees so suksesvol is? Weet jy, eerstens is daar nie load shedding nie. Tweedens is daar nie padblokkades nie. Ja. Derdens is daar nie verkeer nie. Al wat jy moet vind is jy moet jou kajuit in die aand vind. Dit is al wat jy moet doen. En daar's wonderlike produksies wat julle so op die water het, Ons vat so 30 verskillende produksies. So dis baie belangrik dat ons die skip uitverkoop, want dis dan al die mense wat daar is feesgangers. En almal het 'n gemeenskaplike doel, en dit is die Afrikaanse teater. Dan natuurlik ook die klugte wat hulle vra so 'n bietjie. Julle daarom van my vrou se man se niggie se neefie se tannie. Julle het al daai klugte gedoen, hè? Ek onthou partykeer self nie daai titels wat ons uitdink nie. Ja, nou Rex Gardner het my jare terug die essensie van die klug geleer. En dis die mees onrealistiese toneel wat jy so realisties as moontlik moet speel. Mense moet dit glo. Ja. Al weet jy dit kan nie waar wees. Ja, nee, jy dan mense vermaak. Dan natuurlik ook Vila se kind. Maar daar's ook 'n mooi storie hoe jy en Daleen Matthee mekaar leer ken het, né? Ja, weet jy Hannes, ek bel haar toe. Sy het toe nou vir my gesê, hoor ek het 15 minute vir jou. Ek is besig met Moerbybos, so gepraat. Maar ek wil nie weer Vila op die verhoog hê nie, want vir hierdie media goed sien ek nie weer kans nie. Ek sê nee mevrou, laat ek vir jou sê wat wil ek kom doen. En ek vertel toe vir haar dat ek Vila vir die eerste keer, ons het toe by die Springs Theater 'n jeuggeselskap gehad. So ek het Vila die eerste keer met kinders gedoen. En daar verander sy toe nou. Sy wou nooit Johannesburg toe kom nie, want ek gesê, Daleen, ek kry op die lughawe, jy bly by my, ons doen die show, die volgende oggend is jy terug op die vliegtuig. En daar het ek toe nou die regte van Vila gekry, en ons is nou groot vriende geword. Frans het en nog steeds ook groot oorseese sangers na Suid-Afrika toe gebring, kunstenaars wat ons andersins nooit hier sou sien optree het nie. Frans het oor die jare ook baie oorseese mense gebring. Baie oorseese groepe gekry. Ek dink Smokey is seker ons 7de toer. Nou ons het al familie geraak met Smokey. Wat is die storie met Smokey met die drank? Kyk, die oorseese ouens is riders. Dis nou die weet wat hulle wil eet en drink. Dis nou wat die agente stuur van as hulle nou oorsee, as hulle nou van oorsee af hier nou toe kom, dis wat hulle moet kry en so. Ja. In hulle rider, ek moet Australiese rooi wyn. Ek sê toe nou vir die bestuurder, hoorie, hulle kom na die land toe wat die beste wyn in die wêreld maak. Ek kan nie vir hulle Australiese wyn toe. Ja. Ek sê toe my eerste toespraak met die verwelkomingsaandete, sê ek, my challenge is to show you that your riders should be changed to South African wines in the future. En ek het toe al my wynpelle reg oor die land het ek gekontak en gesê, nou moet julle uithaal. En toe met ons afsluitings ete die aand, toe staan Terry op en hy maak sy speechie en hy sê, Frans, I can tell you, from now on,
Our rider will be changed to South African one. Tog bly die helderste veer in sy hoed, sy gesin. Al brand hy die kers aan beide kante, is sy vrou en 3 kinders sy grootste trots. Nou oor die familie. Hanelie, jou vrou, sy moet ook haar op haar tande hê, dink ek. Ek dink sy het haar op haar tande. Ja. Sy moes maar adapt so deur die jare. Wat doen Hanelie? Sy is hoof van kuns en kultuur by die Ekurhuleni stadsraad, maar sy is ook 'n kunstenaar. Sy skilder ook pragtig, né? Ek beklei met haar, sy skilder heeltemal te min. Ja. Sy doen natuurlik kuns as heling en sy het ook haar meestersgraad het sy gedoen. Sy is die akademikus in die huis. Ja. Moet ek nou eerlikwaar sê. So sy is die slim een, Frans. Sy is die slim een, ja, beslis die slim een. En die 3 kinders? 3 kinders is die 2 grootes. Anna is natuurlik 'n aktrise. Sy saai uit daar by Groot FM. Fulro hy's die ewige filosoof. Hy speel natuurlik Grotman. So hy's die nuwe jonger weergawe van die Grotman. Hy het 'n wonderlike rockband, die van Kose, wat besig is om groot opgang te maak. Aartjie na sy vaartjie, né? Aartjie na sy vaartjie, en dan Frans Hendrik, die kleintjie, is besig om 'n meganiese ingenieur te word. Ja. Frans, as jy so terugdink aan 'n wonderlike loopbaan, dan lê nog baie jare voor. Sou jy dinge anders wou doen? Wat sou jy anders wou doen? Of is jy gelukkig hoe jy pad geloop het? Ek is baie gelukkig. Ek sou dalk 'n bietjie meer diplomaties wou wees, maar ek dink daar's meer mense wat van my hou as wat nie van my hou nie. Absoluut. Ek is baie tevrede. Ek is baie lief vir my gesin. Jy weet, ek is so geseënd met hierdie gesin van my. Dis volbring amper. Absoluut. En namens die vermaaklikheidsbedryf en die akteurs en die mense, baie dankie wat jy vir die kunste in Suid-Afrika doen. Baie dankie. 'n Man wat dalk nie al die erkenning kry wat hy verdien nie. 'n Gawe man met 'n groot liefde vir die teater en die kunste. Iemand wat hard werk en dinge maak gebeur. Kyk net maar net na al die suksesse van Lefra Produksies. Frans, alles wat mooi is vorentoe.